Is jy bly dis Sondag? Of is jy hartseer want môre is Maandag? Gister sê ek vir Eckhart, ag, hoorie, so môre is dit Sondag, dan is die naweek verby. Hy sê nee, Zal, dis nou eers 4:00, ons het nog 'n hele dag en môre. Maar op daai noot wil ek vir jou sê, jy is so welkom vanoggend. En terwyl ek voorberei vir hierdie woord en ons is nog in liefdesreeks, soos in die kerk. Ons mos in die kerk getroud. Soos jy getroud is vanoggend, kyk gou vir jou vrou of jou man en jy mag asseblief 'n soen gee. Ag. Ek moet sê ek het geweet ek gaan dit doen, dis hoekom ek het weer gesê het om dit te doen. Ek het dit nodig gehad voordat ek die woord bedien. Ek het 'n woord voorberei vir julle wat ek getitel het Liefde wat genees. Liefde wat genees. En wanneer God orde herstel, kan liefde weer vloei. Wanneer God orde herstel, kan liefde weer vloei. Ons probleem in die wêreld is nie 'n gebrek aan liefde nie. Ons hoor die woord liefde konstant. Dis om ons die hele tyd, wees sag, wees verdraagsaam, help mekaar. Ag Ruben, groet net die oom en die tannie. Dis hoe dit is. Liefde is oral om ons. En ons lees in 1 Johannes 4 vers 19, ons het lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Ons het eers lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Begin nie by my en jou nie. Liefde begin nie by my en jou nie. Begin nie by jou persoonlikheid nie, begin nie by jou emosies nie. Dit begin nie by jou instellings nie. Die woord sê, dit begin by God. Wonder ek baie keer by myself, is dit hoekom ons sukkel om konstant lief te hê, gesond lief te hê, volhoubaar altyd lief te hê? Want ons dink baie keer liefde kom uit my uit. Maar liefde is gebore uit God uit. Ek en jy kan lief hê, want hy het ons eerste lief gehad. In 2 Johannes 1 vers 6 sê dit, en liefde beteken dat ons volgens die gebooie van God lewe. Soos julle van die begin af gehoor het, is dit sy gebed, dat julle in liefde moet lewe. Van die begin af was dit sy gebed, dat ek en jy in liefde moet lewe. Hierdie beteken dat liefde staan nie los van goddelike orde nie. Liefde is binne in God se waarheid. Kan ek en jy dit glo vanoggend? Kan ek en jy verstaan dat daar 'n sekere goddelike orde is vir God se liefde om te kan beweeg? Die probleem is nie die gebrek aan liefde nie. Dis baie keer die vloei uit 'n hart wat nie in orde is nie. Die vloei van liefde uit 'n hart wat bang is, vol vrees is, selfversekerd is. Dis liefde wat vloei uit 'n identiteit wat wankelbaar is. Dan wanneer liefde daaruit vloei, raak liefde onstabiel. Dit raak swaar. Dis daai situasies wat jy geforseerd voel om lief te hê. En dit is presies hoekom God orde ingestel het. Dis hoekom God orde ingestel het. Orde is nie, en die wet is nie om liefde te vervang nie, maar dit was bedoel om liefde moontlik te maak. Ek en jy het die geleentheid om liefde te kan moontlik maak deur die naam van Jesus. Kom ons bid gou saam. Dankie Heilige Gees. Dankie Jesus dat ons vanoggend kan weet dat liefde is in en deur U. Dankie dat ons kan weet vanoggend dat ons uit 'n hart uit kan gee, want U het eers vir ons gegee. Dankie dat ons vanoggend kan weet dat U kom en ons kom heel maak. 'n liefde wat genees. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou dat ons verstaan dat daar 'n sekere orde is in God se liefde, bring dit maar by punt 1. Liefde het orde nodig om te oorleef. Baie van ons en baie mense sien die wet as baie wetties en krities en 'n sekere standaard. Maar Jesus kom en hy openbaar iets radikaals vir ons. Toe die fariseërs vir Jesus vra, die wetgeleerders, die kenners, in Matteus 22 vers 36 tot 40,
Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Jesus kom nie en kanselleer die wet nie, maar hy kom vanoggend en hy wys vir ons dat daar is 'n belangrikheid van die wet. Hy eindig in vers 40 en hy sê, in hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. So die hele wet en alles is saamgevat in hierdie twee gebooie. Wees lief vir God. En dan wat daarmee gelyk staan, is wees lief vir jou naaste, net soos wat jy jouself lief het. Jesus maak nie die wet null and void nie. Hy kom en hy openbaar die hart van die wet, die belangrikheid daarvan. Dis nie vir beheer nie, dis nie vir beperkings nie, maar dis oor beskerming van dit wat heilig en kosbaar is. Hy kom en hy verklaar dat dit is heilig en dit is kosbaar. Hoekom het ons hierdie gebooie nodig? Sonder orde is liefde onstabiel, is wankelbaar, verhoudings word chaos. God se wet is dus nie 'n vyand van liefde nie, maar dit is 'n veilige plek. Dit is 'n veilige plek. Dit is 'n raamwerk waarin liefde kan lewe. Liefde is nog altyd deel van God se plan. En wanneer Jesus hierdie fariseërs antwoord en vir hulle sê, hierdie hele wet is vasgevang in hierdie twee gebooie, sien ons dat Jesus koppel liefde aan gebod en aan orde. Ek het gelees, as julle my liefhet, Johannes 14 vers 5, as julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Nie as julle my liefhet, sal julle warm voel teenoor my nie. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Hier kom ons agter dat liefde, die gevoel wat ons altyd het, die emosie wat ons altyd het, is nie net dit nie. Maar dit funksioneer in gehoorsaamheid. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Dit funksioneer in gehoorsaamheid, dit funksioneer in waarheid en dit funksioneer binne-in goddelike orde. So liefde en orde het nog nooit teenoor mekaar gestaan nie, want God het orde ingestel sodat liefde vry kan lewe. En as ek en jy nie op 'n punt kom en op 'n plek om wat ons verstaan dat God 'n God van orde is nie, in 1 Korintiërs 14:33 sê dit, God is tog nie 'n God van wanorde nie, maar van orde en vrede. Wanneer ek en jy besef daar's 'n sekere orde, want wanneer daar orde is, kan God beweeg. Waar God regeer, kom orde. Waar orde is, kom daar struktuur. Waar daar struktuur is daar vrede, en wanneer ons in 'n huis is en daar is vrede, kan liefde outomaties vloei. Vrouens, as jy by die huis instap en jy is nors na 'n dag, daai hele huis se atmosfeer is anders. Sit net by my huis. As daar vrede is daar plek vir liefde om te kan vloei. As daar nie orde is nie, dan word dit inspanning, daar's konflik. En dit verdruk en verstik eintlik die liefde wat God so graag in en deur my en jou wil laat vloei. Ons sien eers net Jesus die fariseërs geantwoord en gesê, wees lief vir God met jou hele verstand, jou hele siel, alles. En tweedens wat gelyk staan daarmee, wees lief vir jou naaste soos jouself. Hier sien ons orde. Maar wanneer ek en jy kies om mense eerste te stel, eers mens lief, dan God lief, dan word mens afgoderry. Ek en jy het 'n soeke na identiteit binne in mense.
Ek en jy kom op 'n plek wat ons alles so doen om mense se aanvaarding te kry, dat ons onsekuriteit binne in mense plaas. Dis wat gebeur wanneer ons goddelike orde omkeer. Dis nie aspres nie. Ons is mens. Maar ek wil graag in jou hart vanoggend vasmaak, dat jy sal weet, ons 'n sekere goddelike orde, wat ek en jy nie moet omkeer nie, wat ek en jy nie moet mense plaas en dan God nie. Die wet kom en dit beskerm. As die woord sê, moenie jok nie, kom Jesus en hy kom beskerm vertroue. Moenie egbreek pleeg nie, kom Jesus en hy beskerm verbond. Moenie begeer nie, kom Jesus, hy kom beskerm vrede, alles in en deur hom. En ek en jy vanoggend verstaan dat daar 'n sekere rangorde is, want liefde sonder waarheid word net eintlik misleiding, as ek en jy nie presies verstaan waar die bron vandaan kom nie. Want liefde het 'n bron. Dit is God. Liefde het 'n bron, dit is God. Daar's 'n sekere struktuur wat orde is. Dan is daar 'n uitdrukking vir my en jou, en dis gehoorsaamheid. As julle my liefhet, daar's 'n sekere rangorde. Dit is baie nice om 'n kaggel aan te steek in jou huis as dit winter is, maar ek is doodseker ons steek nie die kaggel op die mat voor die televisie aan nie. 'n Vuur word aangesteek binne in 'n kaggel wat orde bring. Dit maak nie die vuur dood nie, dit maak 'n veilige plek. Orde in my en jou lewe maak nie liefde dood nie, dit maak 'n veilige plek vir God se liefde om te kan vloei. Nou dat ons verstaan, daar's sekere orde, sekere strukture wat God ingestel het, sodat liefde vry kan voel, sodat my en jou hart kan genees, dat ons weet wie ons bron is, dat ons verstaan waar ons struktuur is. Dit bring my by punt 2 is, as liefde orde nodig het, wie plaas jy en ek eerste in ons hart? Wie is eerste in jou hart? Wat eerste in jou hart is, bepaal hoe jy lief het. Eksodus 20 vers 3, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Hier kom God en hy begin nie met gedrag nie. Maar wat eers in jou hart is, bepaal jou sekuriteit. Dit bepaal jou identiteit. Dit bepaal jou vrede. God kom en hy kom wys vir my en jou dat aanbidding heel eerste kom. Aanbidding teenoor hom kom heel eerste, maar naas my mag jy geen ander gode hê nie. Wanneer iets anders my en jou identiteit bepaal, ons sekuriteit bepaal, vervang ons daai ding met die plek wat God se behoort te wees. En dit maak vir my en jou laste wat ons nie moet dra nie, 'n drukking wat ons nie moet dra nie, 'n soeke na iets wat ons nie weet wat ons na soek nie, want ons een vervulling, en dis die bron. Aanbidding, hallo kerk, is hoe aanbid jy? Hoe aanbid jy die Here? In alles wat ons doen, van 'n Sondag tot 'n Sondag. Wat plaas jy eerste? Ek het nou so lekker gepraat van Maandag, maar op 'n Sondag aand lê ek gewoonlik en dink, wat gaan eerste kom op 'n Maandag? En is dit verkeerd? Nee, ons het sekere planne en lysies wat gedoen moet word. Maar wanneer ek en jy intentioneel kan besluit om God heel bo te plaas en te sê, Here, ek het al hierdie goed om te doen, maar voordat ek al hierdie goed het om te doen, het ek nodig om U eerste te plaas, het ek nodig om U te aanbid heel eerste, sodat ek verstaan dat wanneer daar orde is, God kan vloei. Maar wanneer ons dit omkeer, dat dit net eintlik chaoties raak. Jesus sê in Matteus 22 vers 37, Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en jou hele verstand. So voordat ons ons naaste kan lief hê, moet ons God eerste lief hê. As ek en jy God nie eerste lief het nie, is ons liefde, ons bron leeg.
kom ek en jy op 'n plek wat ons leeg gee. Nie vanuit 'n bron uit wat Jesus veronderstel is om vol te maak nie. Baie keer sê ons, verhoudings maak dit nie. Huwelike maak dit nie, van ons kommunikasieprobleme. Maar my hart klop en sê, maar waar is my aanbidding? Waar plaas ek my man, my vrou eerste? En in liefdesreeks wil ek vir elke huwelik vandag sê, oor julle verklaar, dat goddelike orde in elke huis sal regeer. Die duiwel het geen houvas op dit wat die Here in verbond geplaas het nie. Dit wat God saamgesit het, gaan geen mens skei nie. En ek glo in my hart, dat ons iets in verbond, ons iets in huwelike, wat nodig is om uit te kom in 'n wêreld wat dit nodig het. 'n Gesonde pappa van 'n gesonde huis. Ek hoor in die week 'n ding, ek het iets geluister, en iemand sê, dis nie omdat hy wil lelik wees teenoor sy kinders nie, maar wanneer hy by die huis instap, groet hy sy vrou eerste. En sy kinders weet dit, hulle maak 'n speletjie daarvan, trek hom aan die been. Daar's 'n beginsel rondom dit wat ons eerste plaas. Verbond is uit God uit gebore. So elke huwelik, ek verklaar dat julle gesond is. Man en vrou, dat julle mekaar sal lief hê. En in liefdesreeks, dat julle sal besef, dat 'n sekere orde is nodig. Wanneer ek en jy ons identiteit en ons vrese in mense plaas om ons te help, dan kom ons op 'n plek wat ons God uit posisie uithaal. En Jeremia 17 vers 5 tot 8 herinner ons, daar is 'n vloek op die mens wat sy vertroue in mense stel, wat sy krag soek by sterflike mense en van my af wegdraai. Hy is soos 'n kaal bossie in 'n droë wêreld wat nooit water kry nie, 'n bossie wat in die klipwoestyn staan in 'n brak wêreld waar niemand woon nie. Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel. Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel, die mens vir wie die Here 'n veilige vesting is. So iemand is soos 'n boom wat by water geplant is en sy wortels na die stroom toe uitstoot. Nie die hitte voel as dit kom nie en altyd groen blare het. 'n droë jaar raak hom nie en hy hou nie op om vrug te dra nie. Wanneer God ons bron is, wanneer hy die een is wat vir ons voorsien sodat ons nooit ophou sal vrug dra nie, selfs wanneer ons droog voel, dan word mense nie meer ons redders nie. Verhoudings word nie meer ons sekuriteit nie. Ons moet nie toelaat dat ons die goddelike orde omkeer nie. Dis eerste God as die bron. Ek en jy is in 'n plek en 'n posisie om daai liefde te kan ontvang. En wanneer ek en jy as ontvangers optree, het ek en jy 'n plek om dit te gee vir iemand anders. Dat dit gesond kan vloei na 'n wêreld wat dit so nodig het. Goddelike orde. En wie is eers in jou hart? Bring my by 'n punt wat ek vir 'n rukkie wil stil staan. Die uitvloei. Want identiteit is die fondasie van liefde. As ek en jy ons identiteit in mense plaas, ons sekuriteit en afhanklikheid van my werkgewer, my finansies, my hele lewe, jou identiteit, hallo kerk, is in die Here. Matteus 22:39 sê, en die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. As ek en jy in daai spieël kyk, ons sien onsself as verlore, as nie goed genoeg nie. Wat sien jy as jy vir jouself kyk? Want wat jy sien, gaan bepaal hoe ek en jy gee. Met wat is jou hart gevul? Skaamte, skuld, 'n identiteitsonsekerheid. Daai verdraai die liefde dat verhoudings eintlik net jaloesie word. Jy's so besitlik om iemand te verloor. Ek onthou op 'n stadium
het ek vir 'n persoon gewerk en ek het alles in my vermoë gedoen om te doen wat sy vra. As ek vandag terugkyk, is ek ewig dankbaar dit het, want ek sal nooit geleer het wat dit is en wat dit beteken om uit 'n plek van eie identiteit te beweeg nie. Deur om ja altyd te sê, maak jou 'n slaaf van mense. Jy en ek het 'n keuse om te vloei en te floreer in dit wat God in my en jou geplaas het. Moenie toelaat, hallo kerk, dat mense jou definieer nie. Ons gaan teleurgesteld word. Ons gaan op 'n plek om wat ons voel, ek is nie goed genoeg nie. En wanneer daai persoon een voet verkeerd sit, wat gebeur met ons harte? Ons is teleurgesteld. Kan ek en jy vanoggend verklaar dat ons identiteit in die Here is? God wil nie vanoggend net kom en verhoudings herstel nie. Hy wil eers kom en my en jou hart herstel, want dit is waaruit en waardeur lewe vloei. In Spreuke 4:23 sê dit, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Ek het daaroor gepraat laas ek, dit bepaal jou hele lewe. Wat is in jou hart? Wie is eerste daar? En jy vanoggend besef en verstaan dat God het jou by jou naam geroep. Hy het nie my geroep, Ansel deur Eckhart na hom toe nie. Nee. Maar ons het hierdie ding gemaak. As Eckhart net vir my kan lief wees, sal ek okay wees. As my ouers my net aanvaar soos wat ek is, sal ek okay wees. My ouers is julle aanvaar my net soos ek is. Julle kan my maar glo, hè? Maar ons skep daai ding. Ons skep daai ding tussenin. Wanneer ons harte nie gesond is nie, is ek en jy bang om te verloor. Ja, ek sit in die week en ek sê vir Here, mense is so besig, mense doen al hierdie goed. Is dit wat mens moet doen? En in 'n oomblik is dit asof die Heilige Gees met my hart praat en net vir my sê, Ansel, wees in my. Wees in my, bly in my, en jy sal vrug dra op jou tyd. En ek weet nie vir wie dit vanoggend hier is nie, maar ek wil vir jou sê, bly in die Here. Moenie om jou kyk nie. Ander mense sukses is nie nodig om jou sukses te wees nie. Iemand anders se identiteit is nie jou identiteit nie. Jy is uniek en jy is so spesiaal. Mag jy vanoggend besef dat alles in jou hart vloei uit. En ek en jy kan kies hoe gesond ons uitvloei. Die Here het klaar bevestig in 1 Johannes 3 vers 1. Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God en ons is dit ook. En die wêreld ken ons nie omdat dit hom nie ken nie. Die wêreld ken ons nie omdat dit hom nie ken nie. Ek en jy is reeds 'n kind van God. En ek en jy vanoggend intentionele besluit maak en sê ek het nie nodig vir aanvaarding by mense nie, want ek is reeds geroep. Ek is reeds aanvaar. En daarmee sê ek nie wees onsensitief teenoor die medemens nie, want ons het nodig om hulle lief te hê. Onthou dis waaroor alles gaan. Ons het nodig om hulle lief te hê soos onsself. Maar ek en jy kan 'n wêreld bereik, 'n koninkryk bereik vir Jesus, wanneer hulle hierdie liefde nie ken nie. Die gesondheid van die uitvloei van liefde wat Jesus in my en jou hart geplaas het. Wanneer liefde gesond uitvloei, dan raak liefde stabiel. Vergifnis word vir my en jou eintlik moontlik. Ons kom op 'n plek wat ons meer geduld het met mekaar. Daai irritasie van mense. Ons is nie almal dieselfde dam se eende nie. Verstaan, ons het nie almal nodig om van almal te hou nie, maar ons het nodig om vir mekaar lief te wees ten spyte van ons foute. Ten spyte van iemand anders se foute.
bring my by my laaste punt, is die kruis genees die hart. Die wet kon daar kom, en sekere wette en reëls openbaar, maar dit was vir gedrag. Die wet was geskryf op klippe. Die kruis het gekom vir my en jou vir genesing. Daar was 'n probleem in die hart. Orde in ons hart. En dit is so mooi vir my, want wanneer die probleem in die hart is daar plek vir genesing. Daar's plek vir transformasie. En daar's 'n plek vir ware verandering. Is nie dat die wet nie meer 'n standaard het nie. Die wet is nog daar, daar's sekere orde, daar's waarheid. Jesus het gekom en gesê, ek het nie van die wet niks gemaak nie, maar ek het gekom om dit te vervul. Matteus 5:17, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. En 'n ander vertaling sê om dit te vervul. Romeine 6:14, die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder genade. Jesus kon vir my en jou doen wat die wet nie kon doen nie. En ons is op pad Paasfees toe. En jy in jou hart vanoggend vasmaak, dat die kruis kon vir my en jou doen wat die wet nie kon doen nie. Daar's plek vir genesing. Vir my en vir jou, om 'n wêreld te bereik met die boodskap van Jesus. Kruis het nie kom en sonde geherdefinieer nie. Kruis het nie gekom en gesê, Leens, jy is nou wysheid nie. Nee, want Romeine 7:12 sê die wet is dus heilig en sy voorskrifte is heilig en reg. Moenie vrees nie. En moenie bang wees nie. God is ons bron. En wanneer God kom en ons hart genees, dan herinner hy ons in Jesegiel 36:26, ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle hart van vleis gee. Ek en jy is onder genade. Ek en jy kan kies vanoggend om orde in ons lewe te herstel. Ek en jy kan vanoggend kies om te sê, God, U eerste in my hart, eerste in my, in alles wat ek doen. Ek het nodig om gesond uit te vloei. Ek het nodig om my identiteit vanoggend vas te maak in God. Krag van genade is nie om maskers te dra nie. Gee nie vir ons die reg om meer in beheer te wees nie. Maar dit maak innerlike herskepping, 'n nuwe hart vir my en jou moontlik. Wanneer ek en jy vanoggend besluit en kies om ons harte te genees, dat God kan kom om ons hart te genees, sodat liefde kan vloei. Dan word orde natuurlik, vrede word stabiel en liefde voel veilig. As jy voor my sit vanoggend en sê, Ansel, ek is moeg om weer te probeer. Of het ook gedagtes, miskien moet ek dit harder probeer, miskien moet ek dit meer doen. Ek is daar, ek was daar, ek is daar. Gaan dit beter? Dit gaan. Dan kry mens weer 'n val. Ons is mens. Hierdie is sitkamergesprekke. Dit is oukei om te val, solank ons net weet om op te staan. Solank ek en jy vanoggend kan verklaar en weet dat daar's iemand wat jou geroep het op jou naam en dis die naam bo alle name en jy kan vanoggend kies en sê ek is moeg geprobeer, maar die Here het nie gekom vanoggend om vir jou te sê probeer net weer nie. Nee, probeer harder nie. Hy kom vanoggend en hy herinner jou, ek gee vir jou 'n nuwe hart. Ek wil jou genees, ek wil orde kom herstel, want die plan wat ek met jou lewe het, is daar's nodig om liefde te vloei. Jy's nodig om 'n verskil te maak en ek en jy kan net 'n verskil in die wêreld op buite maak wanneer dit wat ons uitgiet
gesif word deur Jesus. In die week was ek siek. En ek hou nie van siek wees nie, glad nie. Dis nie vir my lekker nie, ek hou nie daarvan van stil hê nie. En ek kon net nie op nie. Ek had dit veronderstel om meetings daar gehad het. En ek raak emosioneel vanoggend, want ek besef in 'n oomblik kom hy na my toe en hy sê vir myself, ek het my meetings gekansel, ek gaan jou dokter toe vat. En ek sê, ek is okay, ek het 2 bene en ek het 'n kar en ek kan ry. En in daai oomblik is dit asof die Heilige Gees my hart herinner is, wanneer jy moeg is, wanneer jy oorlaai is, wanneer jy voel, dis nie wie ek is nie, maar ek kan nie meer nie. Kom Jesus vanoggend en hy sê, ek is joune. Ek is joune. Ek wil jou gesond maak. Want in jou en deur jou het ek nodig om te vloei. Ek het jou hart nodig om gesond te wees. Moenie dat liefde vir jou 'n inspanning word nie. Maar laat toe dat liefde jou hart genees. God wil vanoggend die bron in jou en my lewe kom herstel. Alles is moontlik deur sy liefde. Alles is moontlik deur sy liefde. Net of jy kan jy vir my jou oë toemaak. Ek gaan jou nie vra om op te staan nie en ek gaan nie jou vra om jou hand in die lig te sit nie. Maar net daar waar jy is. As jy vanoggend sê, Hansel, ek het nodig dat God my hart genees. Ek het nodig dat God orde in my lewe kom herstel. Ek het nodig dat identiteit in my lewe vasgemaak word. Want God is liefde. En hy het jou so lief. Wil ek hê jy moet agter my aanbid. Heilige Gees, kom help my om orde te herstel. Ek verklaar vanoggend dat U eerste is in alles wat ek doen. In Jesus naam. Amen. Elke oog nog toe as jy vanoggend vir my sê, Hansel, ek ken nie hierdie Jesus nie, ek ken nie hierdie liefde nie, ek weet nie waarvan jy praat nie, maar ek wil hierdie Jesus ontmoet. Ek wil Jesus eerste in my lewe stel. Wil jy nie net vir my jou hand opsteek en laat sak nie? Dankie vir elke hand. Kan ons as 'n familie saam met hulle bid? Dankie Jesus, dat ek vanoggend kan kom en my hele lewe aan U wy. Dankie dat ek weet dat my sondes vergewe is deur die kruis en U genade. Dankie dat ek weet dat ek nou skoon gewas is soos sneeu. En ek nou die ewige lewe kan instap. In Jesus naam. Amen. Kan ons vir hulle 'n lekker handeklap gee? Voordat ons ingaan in die laaste lied van aanbidding, wil ek jou herinner. Kan ek en jy intentioneel kies om orde te herstel? Kan ek en jy kies om God eerste te plaas in alles wat ons doen? Kan ons seker maak ons identiteit is in Hom en vas? En ek en jy verstaan vanoggend, dit is nie op klippe geskryf nie, maar dit is van buite na binnekant toe gebring, sodat ek en jy kan lewe. Sodat ek en jy kan verstaan wat die kruis vir ons gedoen het. Ons nie meer onder die wet is nie, maar onder genade. En ek kan saam staan, en gaan ons in die laaste lied ingaan, en deel van ons laaste lied van aanbidding, gaan ons 'n offergawe opneem. Mag jy 'n besonderse week hê, en as ek jou weer sien, wil ek hê jy moet oorvloei van liefde, want God is jou bron. Amen.